Goeienaand, goeiemiddag, goeiemôre, watse tydsone jy ook al mag wees, jy is in die tydsone van Bloodsport Media met Bert Mostert en Skalk Strauss. Dis hy. Dis Skousa. Hoe lank het dit jou gevat om daai in uit te dink? Sommer on the journey. Nee, ek dink ek het dit al so gesê in die verlede. En 'n hartlike welkom aan ons luisteraars op Net Radio. Ek is bly julle is ingeskakel en ek hoop julle geniet die aandjie saam met ons. Skalla, ons recording device staan op 36%. My maag is heel leeg. Daar's niks meer kos in nie. Ek moet binne die volgende uur eet, anders weet ek nie of ek dit gaan maak nie. So, let's get down to business. Ons het 'n vol fight naweek, volgende naweek weer so. Okay, eerste UFC on ABC. Ja. In Abu Dhabi. Ja, ek dink die ABC is mos soos 'n dis amper soos die SABC in Amerika wat almal kan kyk so. Sonder die S, ja. Ja. Okay, en dan is The Zone Boxing Riyadh season wat in Los Angeles is. Ja, dis kwaai. Dis soos Turkey Al-Sheikh het dit mos nog altyd daar in Abu Dhabi en daai plekke gedoen. Maar nou doen hulle eerste event. Hulle het dit mos al in die UK ook gedoen. Nou doen hulle dit in die in Amerika, so hulle breek nou daai maak dit ook deur. Okay. Maar ons gaan begin met UFC fight. Dis nou net 'n fight night die naweek. Ja. Ons het nou 'n lekker groot event gehad. So nou is dit fight night. Wil jy iets vir die ander kaart? Ek gaan net vinnig sê wie is op die ander kaart vir die wat wil luister. Die tweede fight op die ander kaart is twee dames wat ons baie goed ken. Dis Mackenzie Dern en Lupi Goldines. So ek sien uit na daai fight, dit sal nice wees. Ou Tony the Tiger Ferguson maak sy comeback. Hy wil kyk of hy sy 11 streak finish of loss streak of wat ook al nog kan langer uittrek. Hy fight teen Michael Chiesa. Ook maar net so oud al. Ja, maar ek sien Tony het opgegaan in weight, so miskien kan hy so 'n klein bietjie vir 'n resurgence kry. Michael Chiesa is nou nie 'n killer in sy divisie nie. Hy het ook maar al 'n paar keer in 'n ry verloor. So ek dink dis 'n redelike 50-50 goeie matchup. Okay. Dan na hulle fight Marlon Chita Vera wat mos laas teen O'Malley verloor het. Hy seker een van die taaiste fighters wat ek nog in my lewe gesien het. En hy fight hy teen Davison Figueiredo, the God of War wat ook mos opgegaan het in weight en wie het hy nou al gefight? Hy het mos nou vir Dan 50k gewen. Hy het in Cody Garbrandt het hy uitgechoke. Hy het hom nie eens geknockout nie. So hy lyk flippend goed in bantamweight. En nou fight hy teen Chito, so ek dink dit behoort 'n lekker fight daai te wees. Ek weet nie of jy lus is om 'n quick prediction te maak nie. Figueiredo. Ek ook. Ek dink, ja, hy sal seker met punte wen. Ja, ek dink hy gaan hom dominate op die grond. Elke kans wat hy kry, gaan hy hom grond toe vat. Okay, en dan die co-main event is natuurlik 'n baie lekker ou wat ons mos nou van hou, die Ginger Pirate. Yay. Where is my treasure? En dit is die man bullet. Ja, Sharaputin Magomedov of wat ook al, the bullet. En hy fight hier nou nie so 'n bekende ou nie, Mikhail Oleksiy Suzuki, weet jy wat hy? Ek het hom al gesien, maar. Hy kom nou van ek dink 2 losses af. Kevin Holland het amper sy arm van sy lyf afgebreek. Maar hy tappie en hy's taai en hy wil net fight, jong. Hy's 'n goeie striker. So ek dink dit sal vir 'n slag 'n kwaai fight wees want ek het nog vir Bullet nog net moet wrestlers en sulke ouens sien fight. So ek wil vir 'n slag 'n ou sien wat actually moet hom wil staan en strike. So daai behoort kwaai te wees. En ek dink Bullet gaan hom skiet. Dit gaan 'n headshot wees. Ja. En dan kom ons by die main event wat ons mos nou so 'n klein bietjie meer gaan opbreek. Daai gee ek vir jou, Skalla. Okay. Corey Sandhagen. The Sandman. Ja, ons gooi sommer sy rekord 17 wins, 4 losses, 7 knockouts, 3 submissions, 7 decisions. So is cool, square, is fine. Teen Umar Nurmagomedov, een van daai manne. 'n Dakistani. 17 wins ook, maar niks losses hier. Maar 2 knockouts.
7 submissions, 8 decisions. Interessant. Ja, hulle finish rate is so na aan mekaar, dis net 'n verskil van een fight. Omgeswaai. 7 Ja. knockouts, 3 submissions, teen 2 knockouts, 7 submissions. Ja. En sorry ja, Umar is die favorite, kan ek maar sê, minus Ja. 250. 'n redelike sizable favorite if you ask me. Ja. Kan ek vir jou Ek deurrattle? wil ook amper sê ek moet lean out klaar te word so, maar okay. Na wie? Hierdie Umar mannetjie. Ja, ek dink hy maar ek dink is baie closer as daai. Dis close ja. Ek sal nou nie sê hy gaan hom opneem wat hy maar kan close wees, want nou Corey is daar met bad. Nee, glad nie. En Sandhagen, Corey is 32 jaar oud, Umar is 28, so die een is nie super oud of die ander een super jonkie, hulle is naderig aan mekaar, maar jy kan net maar sien youth is in Umar se kant. Sandhagen het die height en die reach advantage. Vir my, as jy kyk competition wise, het hy ver meer die high level, more high level experience. Ek meen Aljamain Sterling, Peter Yan, hy het 'n klomp Chito Vera, Song Yadong, hy het soos 'n klomp killers al gefight in sy carrière. TJ Dillashaw, en van hulle het hy gewen, van hulle het verloor. Nog net 4 losses so. Ja, maar soos ek ken niemand van Umar se opposition nie, maar dit is omdat hy nou sy derde fight of sy vierde fight eers in die UFC fight, maar sy UFC fighters opposition ken ek nie eens nie. Ek persoonlik dink die bietjie wat ek al gesien het van Umar, hy's obviously wrestling heavy. Hy's mos nou Khabib se neefie. Almal het mos hy sê hulle DNA. Stoei moet beheer al vanaf hulle 2 jaar oud is. Ja. So Sandhagen is 'n flippin goeie technical striker. Hy het mos hy flying knees, spinning kicks, goeie boxing, goeie grappling, goeie wrestling, soos hy's vir my 'n baie meer well-rounded fighter. Hy het baie amper sê tools. Hy het baie tools, hy het baie weapons, meer weapons as Umar. En wat vir my, hoekom hy vir my so gevaarlik is die feit dat hy soos 'n true martial artist. Hy vat die path of least resistance. Hy's nie 'n ego ou wat sê ek sal jou wys, ek sal jou outstrike of ek sal jou wys. Hy sê if it's a good wrestler I strike him. If it's a good striker I wrestle him. Hy kies die pad wat hy sien is die maklikste om die wen te kry. En nie laat hy 'n boring fighter is nie. Hy's daar om te wen. En dis wat hy doen. Umar is nogal 'n interessante chappie. Hy is 'n voormalige GFC champion. Moenie vir my vra wat dit was nie. En terwyl hy die GFC champ was, het hy gecompete in die PFL, wat ook 'n MMA company is. Soos die UFC, jy teken mos eksklusief kontrak met hulle. Daai man het gelyktydig vir 2 fighting promotions gefight totdat hy mos nou oorgekom het UFC toe. So ja, daar's nie veel meer om van hom te sê nie. Hy het 'n wrestling heavy base, high cardio, high output, en Sandhagen is hy more well-rounded. Ek wil amper sê, ek sal nie verbaas wees as Sandhagen hierdie invat nie. Ek sal ook nie verbaas wees nie. Maar as jy nou vir my sê ek moet my geld, my hart in, maar nie op dit sit, nou nie laat ek 'n betting man is nie, dan sal ek seker maar my geld op Umar sit. Hy is vir 'n rede undefeated. Dieselfde storie. Goed. Okay. En dan op The Zone is daar boxing. Hierdie is alles op een kaart, né? Ja, dis mos nou daai kaart van Riyadh season van Turkey al-Sheikh. Yes. Okay. So daar's heavyweights eerste fight. Daar's 'n paar fights wat ons gaan sê. Maar is eintlik 2 heavyweight fights. Die eerste een is Jared Anderson teen Martin Bakole. Ken jy die pere? Dis Jared dan nie daai big baby ou nie. Nee, dis Miller. The real big baby. Hy's ook 'n flippin' big baby. Almal wil mos babietjies wees. Ja, is 2 babies. 10 rondes vir die heavyweights, maar ek ken nie die ander man se naam ook, Martin. Hy is Ilunga Makabu
se broer, of hulle noem hom Junior Makabu. Hy's mos soos die cruiserweight champion gewees. Hy's 'n Suid-Afrikaner, maar hy kom van So hy het nie in Canelo gefight het nie. ja, Canelo het 'n bid ingesit om teen hom te fight, maar dit het nooit uitgespeel nie. Okay, ja. Nee, ek weet nou. Maar daai Martin Bikauli, hy's groot. Hy's so groot man en hy kom vorentoe en hy het redelike vinnige hande, redelike power. Hy's 'n goeie bokser. Die fight wat ek van hom kan onthou, ek kan nie eens onthou teen wie hy gefight het nie, maar hy het nie vir my so mooi gemove nie. Hy's maar stadig en meer plodding gewees, maar hy's goed. Die ou teen wie hy gefight het, het hy genockout in 6-7 rondes, ook op een van hierdie Turkey Al-Sheikh se kaarte. Okay. En Jared Anderson is mos nou 'n top prospek van Amerika. Hulle sê hy het die potential om 'n future world champion te wees. Hy's ook een van daai heavyweights wat nie crazy groot is nie, maar hy het mal goeie movement, speed, southpaw, orthodox, verstaan jy? Hy's 'n atleet. Dis soos hierdie NFL players, wil ek of 'n basketball player wat transition na boxing toe. Maar hy's nou nie swak nie, hy's flippend sterk en explosive. So ek dink ook hy's iets soos 17 en ou met 15 knockouts of iets along those lines. Ek het nou nie almal se rekords neergeskryf daarin nie. So ja, ek dink ek sal my geld op Anderson sit. Ja, Want hy beweeg meer rond en Bakauli is meer stationary, maar dis twee groot seuns wat kan punch, so dit behoort 'n vrek interessante fight te wees. Ja. Okay, en dan nog 'n heavyweight, Andy Ruiz en hier's die ander man, die baby. Ja. Nou kom met babies dan nie teen mekaar gefight. Nee, ek weet, hulle wil seker maar hierdie kinders met die groot mense beklei. Andy Ruiz en Jarrell, Big Baby Miller, 12 rondes heavyweights. So ja, hier gaan jy ook hier vir die baby gaan of? Ja, hier ek is verbaas hulle fight heavyweight en nie flippend super heavyweight nie. Hy Andy Ruiz het mos in sy fight teen AJ iets soos 320 pond ingekom in. Jarrell Big Baby Miller is mos self 'n flippend reus. Dis 'n stuk mens. Ja, en Andy Ruiz het 'n klomp gewig verloor mos. Ja, toe hy mos nou saam met Canelo hulle begin train het, maar hy het ook nou, ek weet nie eens meer of hy daar is nie. Hulle het ook al so rondgespring en rondgeval, maar ek weet nie, Andy Ruiz is vir my soos, daar was 'n ou fighter lank terug, Andrew Galotta, wat so 'n swak mind gehad het. Hy het al die talente in die wêreld, maar hy het hom nie gededicate in die gym nie, en as dinge nie sy way gaan in 'n fight nie, dan foul hy jou sommer laat hy moet gedeeltjie word. Nou ek sê nie Andy Ruiz is presies so nie, maar baie keer dat dink ek Andy Ruiz se mind is nie all there nie. Soos hy's so flippin inactive, hy fight omtrent nooit nie. Toe hy vir AJ gewen het, toe dink hy nou hy's die koning van die wêreld, toe blaas hy op, verdubbel hy in size. Hy train amper nie en toe boks AJ sy flippin ore van hom af. Hy kan bly wees hy's nie geknock-out nie. En hy wag vir ewig vir fights. Hy wil nie fight in active wees nie. Hy train net en maak sy videoetjies en drink CBD oil en hy's in elke advertensie in Mexico. Hy wil nou meer 'n celebrity wees. Ja, hy het nou een groot wen gekry en toe sit nou maar so. Ja, hy was champion gewees net vanaf hy dit gekry het tot die rematch toe en toe was hy nie weer champ gewees nie. Maar die Big Baby Miller kom nou van sy eerste carrière los af teen Dubois en dit was 8 maande terug gewees. Soos ek dink Desember laas jaar as ek dit nie mis het nie. So that doesn't bode too well want hy's geknock-out soos in die 12de ronde, hy het 'n beatdown gekry. So jy weet nie mentally en wat se state hy gaan terugkom nie. En dit klink my net na die fight dat hy nog in die tronk ook opgeëindig want toe iemand sy kar gerepossess wat hy moes afbetaal het en toe loop steel hy sommer sy kar terug en dis toe wil hy die ou aanrand wat hom keer en verstaan jy, dis heel chaos. So hy het ook seker nie die sterkste mentaliteit in die wêreld nie. En Ruiz het flippend 2 jaar laas gelede geboks. Vanaf, hoor gou hierdie stats, vanaf sy los in sy rematch teen AJ wat in 2019 was, dis 5 jaar terug, het hy nog net 2 keer gefight. En amper gesê net 1 keer, dus maak dit ek hom onthou ja, eens. nee, ek het al 2 daai fights gekyk. Die een was
teen Chris Arreola gewees, wat, ek is jammer om dit so te stel, maar hy's maar 'n has-been. Hy's al lankal verby sy beste jare. Ek meen, hy teen Vitali Klitschko gefight laas vir die title en dis seker 50 jaar terug. En Luis Ortiz, wat niemand weet hoe oud hy is, hy moet al diep in sy 40's wees. Hy het ook teen hom gefight en dit was ook nie regtig waar 'n spectacular showing gewees nie. So Andy Ruiz het al die talent in die wêreld, maar hy het nog nie goed gelyk vanaf hy champ geraak het. Dit was die laaste wat hy goed gelyk het. Dit smaak amper vir my, hy gaan verloor hier. Ja, ek voel ek sal my geld op Big Baby sit in hierdie fight. Ek dink Ruiz is baie beter as Big Baby, maar hy's meer active en ek dink hy kan vorentoe mars en hy kan vir Ruiz stop. Want Ruiz slaat hard en hy slaan vinnig, hy het 'n klomp goed wat vir hom tel, maar hy's nou nie 'n AJ power punching machine of 'n Zhang of 'n Dubois of so nie. Okay, en dan die Co-main. Ja, bietjie kleiner manne. Danny Weld is vir die junior welterweight title. Isaac Pitbull Cruz teen Jose Valenzuela. 12 rondes. Ja. Ja. Ken jy vir Pitbull Cruz? Ek onthou hom, ja, ek weet nie wie die ander ou is nie, maar Albei die ouens het 2 losses al. Pitbull Cruz se laaste, sy most recent loss was soos 4-5 fights terug teen Tank Davis. En hy het vir Tank hel gegee daai aand, want daai Pitbull Cruz, hy is die tipe ou, hy trek sy ore plat en laat sak sy chin en hy mars vorentoe. En hy's nie net 'n wrecking ball nie, hy het verstand ook. En is 'n tipiese Mexican fighter. Hy kom net vorentoe en hy gaan kyk hoe lank kan jy staan voor hom, want hy wil jou breek, hy wil jou wil breek, hy wil jou liggaam breek, wil jou kakebeen breek. En hy kom van 'n flip en goeie win af teen Rolly Romero. Hy het mos vir Rolly geembarrass soos wat hy vir hom opgeneek het. En hier fight hy nou teen hierdie Jose ouetjie. Jose het ook 2 losses op sy rekord, in die een losses met 'n knockout en die ander een is met 'n decision. Ek ken hom nie, ek het 'n foto van hom gesien op BoxRec. Sy opposition lyk nie vir my so crazy goed nie. Ek dink hy moet seker maar 'n decent fighter wees, maar ek dink maar ou Cruz sal vir hom roer. Die Pitbull sal hom byt. maklik, dink ek. Ja, ek sal maar maklik geld op hom sit. Ek sal nie te ongemaklik voel daaroor nie. Okay. Main event. Israel Madrimov, wat ek ook nog nie van gehoor het. 10, maar okay, hy's 10-0. 1 no contest. Ja, of 1 draw dink ek. Wat ook al. Met 7 knockouts, so is hy baie. Teen Terence Crawford. Crawdaddy. Dit is Crawdaddy is sy nickname. Is dit? Of nie, ek dink Dan Rayfield het hom dit gedoop. Sy nickname is Bud Crawford. Ja, Bud, sorry, jy's reg. Bud, Terence Bud Crawford, maar hier skop ek 'n ding til dan is ons goeters nog reg. Okay. Hoor hier so 14-0. Yes. 40 wins, niks losses, 31 knockouts. Yes. So die man is mos dan nou gesê is die pound for pound nommer 1. Ja. Hierdie man is gevaarlik, my broer. Hy is 'n man wat enige iets kan doen. Hy fight links, regs en hy lyk goed in albei. Hy kan nie eens, ek weet nie of hy southpaw Ja, ek dink hy seker maar net ambidextrous en klaar. Hy laat loop sommer enige kant. En hy kan vorentoe gaan en jou loop haal. Hy kan reverse en counterpuncher speel. Hy kan long range fight, inside boxing angles. Daar's niks. Soos dit is amper asof hy's nou nie Roy Jones nie, maar jy kry daai gevoel, dis amper asof fighting in sy bloed is. Die goed wat ander mense moet leer in die gym kom net 100% natuurlik. Aan wie laat dink hy my? Aan Roberto Duran. Dat hy het net daai natural instinct. Hy weet self nie eens altyd wat hy doen nie. Sy liggaam weet net. Ja. Doen dit. En hy is so goed, hy wen jou sommer met 'n knockout. Hy het net 9 fights wat nie knockouts is hierso. En die ergste van alles, wat hy is, hy knock jou uit. en hy knock nog almal uit. Ook die ergste van alles, ek dink hy's nou al op iets soos 'n 11 fight knockout streak. So hy en hy bly groei. Hy's amper soos
kyk, jy kan nou, of jy nou hou van Floyd Mayweather of nie, wat jy vir hom kan sê, daai ou is 'n gym rat. Hy's elke dag in die gym en hy lewe skoon. Hy drink nie, hy rook nie, hy doen nie drugs nie, hy doen niks verkeerd nie. En hierdie Crawford is ook so. Crawford is al oud, hy's wat 36 jaar oud, maar hy lewe 100% skoon. Hy oefen net elke dag. Hy's 'n gym rat. Goed. Kom ek sê, Pays off. ja, kom ek sê hardloop gou vinnig deur die feite en dan kan jy vir my sê wat is jou prediction? Okay. Ons begin sommer maar met Israel, of wat ook al. Solid amateur background. Hy het al goue en silwer medaljes gewen. Hy het kaste vol van die goeters. Hulle fight natuurlik, onthou Crawford was wat lightweight champion gewees, toe junior welterweight, toe welterweight champion en nou gaan hy vir sy 4de division junior middleweight. So hy dis die eerste keer in sy lewe wat hy nou op junior middleweight fight en hy fight teen 'n ou wat 'n natural junior middleweight is. So definitief sal die ou daar 'n advantage hou. Israel het die height advantage en Crawford het die reach advantage, glo dit of nie. Israel is jonger, hy's 29 jaar oud. Arguably is hy die beste in sy division. Jy het vir die een Charlo Boetie en vir Zoo en daai manne, maar baie sê dit kan net sowel hy wees. Geen noteworthy opponents wat ek ken nie, as ek sy rekord kyk. Crawford, 36 jaar oud, so hy's 7 jaar ouer. 3 division world champion. Unified in 2 divisions wat hy almal gewen het. Hy's die man. Hy's die enigste male boxer wat daar's net 3 male boxers wat al in 2 divisions geunify het. En dit is Crawford, Alexander Usyk en Inoue. Net hulle 3 in die geskiedenis van die wêreld. En ek meen hy het tonne meer experience as Israel. En hy het mos laas jaar gefight. Ja, die ding is, hy het 'n bietjie lank terug gefight. Hy het mos laas jaar vir Spence gefight. En Israel het hierdie jaar, Maart maand, het hy champ geword. So, ja, wat sê jy? Ons tyd is amper op, klink dit my die battery. As daar nou fight is vir 'n upset, as dit nou die ene. Maar ja. Ek glo nie, dink Crawford word maklik te wen. Seker maar ook weer met 'n knockout of miskien daar punt. As baie mense wat sê hulle dink omdat hierdie ou so groot is en hy's 'n natural junior middle dat Crawford dalk 'n bietjie kan sukkel met die move up en hierdie ou is goed. Soos dis kom ek sê as jy nou 'n upset wil sien dan sal dit nou die een wees. Ja, maar ek dink nie dit sal 'n upset wees nie. My prediction sal wees ek dink Crawford sal 'n late stoppage kry iewers in die tweede helfte van die fight. Jy kan nie nou teen Crawford bet nie. Nee, maar jy sal stupid wees as jy teen Crawford bet. Jy kan nie nou teen hom bet nie. Jy moet maar wag eers tot die man eers regtig swak lyk of verloor voordat jy hom kan begin bevraagteken. En skalk, that is a wrap, my maat. Dit is die einde van die aand. Okay. Enige finale boodskappe van jou kant af? Nee, wat? Ek dink ek is alright. Dan sal ek ook maar net groete stuur vir ons nuwe luisteraars by Net Radio en vir ons ou luisteraars op YouTube en vir al ons pelle en vir almal wat in alle verskillende lande inskakel om te luister. Wees geseënd, geniet die week, werk lekker, werk mooi, geniet die naweek Bly warm, dis en bly warm. Ja. As hy